Pieter Mulder was 30 jaar lank 'n lid van die parlement, waar tydens hy talle parlemente reg oor die wêreld besoek het. Voordat hy die politiek betree het, was hy 'n dosent, mede-professor en hoof van die departement kommunikasiekunde aan die Noordwes Universiteit Potchefstroom kampus, waar hy ook sy doktorsgraad verwerf het. Hy het later postdoktorale studies aan die Universiteit van Wisconsin-Madison in die Verenigde State voltooi. Sy sin vir humor skyn deur terwyl hy ware verhale en amusante voorvalle uit die parlementêre lewe vertel. Parlementpraatjies deur Pieter Mulder en Naledi Uitgewers. Voorwoord. Onlangs is ek gevra vir 'n aantal radiopraatjies oor die parlement. Verskillende onderwerpe is geïdentifiseer en die praatjies is as radio-onderhoude in vraag- en antwoordformaat weekliks oor 4 maande aangebied. Aan die einde van die reeks was daar baie versoeke dat die praatjies in boekvorm beskikbaar gestel moet word. Hierdie is my poging om die mondelinge praatjies in skrif om te sit. In die oorskryf van die mondelinge praatjies het ek die vraag- en antwoordformaat en praatstyl van die praatjies so ver moontlik probeer behou. Met bykans 30 jaar ononderbroke diens in die Suid-Afrikaanse parlement, kon ek die praatjies uit my ervaring saamstel. In hierdie tyd het ek 7 presidente beleef, 5 verkiesingsgeveg en aan 2 referendums deelgeneem. My belangstelling in die geskiedenis en spesifiek die ontstaansgeskiedenis van die parlement as instelling het ook gehelp. Ek het ook die voorreg gehad om in die 30 jaar verskillende ander lande se parlemente te besoek en verwys telkens in die praatjies na ander lande se tradisies en gebruike. Vir 'n buitestander kan die parlement met sy snaakse prosedures en unieke name vir amptdraers baie verwarrend wees. Van die vrae wat mense oor die parlement vra is, hoekom het die parlement 2 kamers nodig om 'n besluit te kan neem? Die meeste ander organisasies het net 1 nodig. Of, hoekom het die parlement 'n voorsitter wat baie min praat, maar steeds noem hulle hom die speaker? Waarom is daar 'n eerste en 'n tweede lesing van 'n wet as al die parlementslede tog sekerlik kan lees? Oor die nuus hoor ons gereeld van 'n hoofsweep wat iets gesê of gedoen het. So 'n begrip kan nooit uit die Britse geskiedenis kom, soos sommige beweer nie. Dit klink eerder of dit uit die Groot Trek en Ossewa tyd kom. Is dit korrek? Met die nodige historiese feite word hierdie vrae en talle ander in hierdie praatjies beantwoord. Daar is ook probeer om die praatjies lig en humoristies te hou met talle staaltjies oor snaakse situasies en unieke parlementêre persoonlikhede. Waar ek in my tyd in die parlement baie vrae oor die parlement se eienaardighede gehad het, was die parlement se biblioteek altyd baie behulpsaam. Hiervoor bedank ek die personeel van die parlement se biblioteek wat altyd bereid was om my te help. Ek bedank ook graag vir Lila Komnik wat met haar wye kennis van die parlement talle van my navrae kon beantwoord en probleme kon oplos. Haar aftrede as parlementsamptenaar is 'n groot verlies vir die parlement. Maar ek moet ook persone bedank soos Dr. Paul van der Merwe van Otjiwarongo en Piet Pretorius, voormalige adjunkspeaker van die Wes-Kaap, en Dr. Ad van Wyk, wat al 3 oor die parlement geskryf het en so gehelp het. Sonder Pieter Steyn van RSG se aanmoediging en ondersteuning sou die boek nie verskyn het nie. As 'n kundige op sy terrein was dit 'n plesier om met hom saam te werk. Net so professioneel was Renske Jacobs en Gustaf Greiling van RSG, wat as omroepers die vrae aan my gestel het. Hul gemaklike aanbiedingsstyl het grootliks bygedra tot die informele en humoristiese wyse waarop die praatjies aangebied kon word. Saam met Andrei Koens en Phil Loots het al later soos ou kennisse gevoel
na al die weke se gereelde kuiers. Dankie aan Johan Coetzee as die groot baas van Naledi, wat geoordeel het, so 'n vraag- en antwoordpraatjie boek kan werk. Johan en die Naledi span het my beïndruk met die spoed en doeltreffendheid waarmee hulle werk, al is hulle nie almal op een plek bymekaar nie. 'n Baie spesiale woord van dank aan Eugenie Wiggins vir die teksversorging en finalisering van die manuskrip. Die professionele en deeglike wyse waarop sy die teks deurgegaan het beslis die manuskrip baie verbeter. Telkens het sy klein foutjies aan my uitgewys. My instink is om te glo ek sou nie so 'n fout maak nie. Tog was sy telkens reg en ek verkeerd. 'n Woord van dank aan Janus Erasmus vir die vinnige en bekwame ontwerp van die omslag van die boek. Ook 'n groot woord van dank aan Ronnie Taylor, wat die teks moes uitlê met foto's wat telkens die uitleg ingewikkeld maak. Dankie vir Tersha Swart, wat vir die administrasie verantwoordelik was en so alles bymekaar gebring het. Pieter Mulder, 2026. Die oorsprong van die parlement. Waar kom die woord parlement vandaan? Die parlement, soos ons dit ken, het sy wortels in die Britse geskiedenis. Die woord parlement het egter 'n Franse oorsprong. Na die nomadiese inval in Brittanje in 1066 het al meer Franse woorde deel van die Engelse elite se taal geword. Die eerste Britse konings het 'n paar wyse manne gekies wat hulle met advies bygestaan het, so 'n tipe adviesraad. Die adviesraad het uit die koning se adelike vriende en later van die kerklike biskoppe bestaan. In 1241, dit is amper 1000 jaar gelede, is die woord parlement vir die eerste keer vir hierdie adviesraad van die koning gebruik. Dit kom van die Franse parler, om te praat. Parley en parley is almal forme van die woord parler, afhangende van die onderwerp en of dit enkelvoud of meervoud is. Die bekende uitdrukking in Frans wat baie van ons ken is parlez-vous français, wat vertaal word as praat jy Frans. Waar probleme in daardie tyd meestal met geweld uitgeveg is, was die doel om met die adviesraad dit nou eerder uit te praat in die parlement. 'n Moedswillige kritikus van die parlement het onlangs gevra waar kom die tweede deel van die woord parlement, die ment gedeelte, vandaan. As parleur van Frans kom, dan moet ment tog sekerlik ook. In Frans is daar 'n woord mentir, wat uitgespreek word as mentir, en dit beteken om te jok. So 'n direkte vertaling uit Frans van parlement sou dan kon wees om te praat en dan om te jok. Maar dit is 'n apokriewe storie, 'n vals storie en nie waar nie. Tog is dit stoute humor en kommentaar op baie parlemente. Hoe in die moderne parlement ontwikkel? Hoe het die moderne parlement ontwikkel? As na die geskiedenis gekyk word, is die parlement 'n onlangse ontwikkeling. Vir baie eeue het konings, keisers, militêre diktators, sultans en ander soorte hoofmanne alleen oor mense regeer. Demokrasie as 'n regeringsstelsel het as 'n reaksie hierteen ontwikkel. Demokrasie en die parlement loop dus hand aan hand. Nou, wat is demokrasie? Hoe kan mens dit beskryf? Die woord demokrasie het 'n Griekse oorsprong en kom uit hul geskiedenis. Demos verwys na die mense en kratos na regeer of regering. Dus sou demokrasie vertaal kan word as die mense of die volk regeer. 'n Regering deur die mense. Dit is dan die teenoorgestelde van 'n diktator of 'n koning wat alleen regeer.
Die bekendste voorbeeld van demokrasie is die Griekse stadsstate. In so 'n stadstaat het alle mans bo 35 van tyd tot tyd bymekaar gekom om 'n saak te bespreek. Dit was 'n gekwalifiseerde demokrasie deurdat die vergadering nie vroue, jong mense of slawe ingesluit het nie. Dan praat hulle die hele dag lank voordat daar ook 'n saak gestem word. Oor 'n saak gestem word. Die voordeel van hierdie metode is dat almal na so 'n bespreking behoorlik ingelig is waaroor hulle stem. Hierdie tipe demokrasie kan suksesvol met klein getalle mense in 'n stadstaat gedoen word, maar is nie prakties moontlik met miljoene mense soos in vandag se moderne state nie. Hiervoor het die moderne parlement tot stand gekom soos ons dit vandag ken. Die gewone burgers kies 'n verteenwoordiger wat daarna namens hulle parlement toe gaan en daar besluite neem. Die Britse parlement met sy 2 kamers het so oor 900 jaar ontwikkel. Vandag word dit as die moeder van alle parlemente beskou. Die Britse parlement in Londen, wat as moeder van alle parlemente beskou word. Baie tradisies van parlemente oral in die wêreld kom van die Britse parlement af. En dan is daar 'n foto. Hoekom is daar 2 kamers en waar kom die idee van 2 kamers vandaan? Hiervoor moet ons 900 jaar teruggaan in die Britse geskiedenis na die Anglo-Saksiese tyd. In hierdie tyd was die koning die absolute alleenheerser. Hulle was alleen baas. Sy besluite was wet en die gewone mense, die common people, het geen seggenskap gehad nie. As die koning wou oorlog maak, dan is die common people opgekommandeer om te gaan oorlog maak. Dikwels weet hulle nie eers waaroor hulle oorlog maak nie. As die koning nog 'n kasteel wou bou, dan moes die common people meer belasting betaal. Na 'n tyd het die gewone mense geweier om verder belasting te betaal of vir die koning te veg as hulle nie inspraak in die besluite gehad het nie. Onder druk gee die koning teesinnig toe dat hulle kan saampraat en voorstelle maak. In die Britse geskiedenis het die common people in 1330 vir die eerste keer op hul eie sonder die koning vergader. So kom die Britse House of Commons tot stand. Tot vandag toe is dit die naam van die laerhuis in die Britse parlement. Die koning het wel 'n slim voorwaarde gehad. Hy is net bereid om 'n besluit van die Commons te aanvaar as sy vriende, sy adelike adviesraad, dit ook goedkeur. Onthou die koning deel die Lord title en ander titels aan sy vriende uit. So kom die House of Lords as 'n tweede kamer, die Hoërhuis in die Britse stelsel tot stand. So die Britse parlement bestaan uit 'n Hoërhuis, die House of Lords en 'n Laerhuis. Die House of Commons, elke besluit moet deur albei kamers of huise goedgekeur word, voor die koning bereid is om dit te teken en dit wet word. Ons kry vandag 'n herhaling van hierdie 2-kamerstelsels oral in die wêreld. Wel dikwels met verskillende name. In Amerika kry jy die Kongres, wat hulle parlement is, wat bestaan uit die Huis van Verteenwoordigers en die Senaat. In Duitsland is daar die Duitse Bundestag en Bundesrat. Frankryk het 'n nasionale vergadering en 'n senaat. In Australië is daar 'n Senate en 'n House of Representatives. Die Oud-Transvaalse en Vrystaatse Boererepublieke het slegs 1 kamer gehad, bekend as die Volksraad. Die boere se verduideliking was dat daar op daardie tydstip, anders as in Brittanje, nie verskillende klasse in die Boererepubliek was wat 'n House of Commons vir gewone mense of die werksklas en 'n House of Lords vir die hoër klasse vereis het nie. Na die twee boererepublieke
het die twee vryheidsoorlog het die sorry, na die Tweede Boererepublieke met die Tweede Vryheidsoorlog deur Brittanje verower is, het die Unie van Suid-Afrika in 1910 saam met die Kaap en Natal as Britse kolonies tot stand gekom. As 'n Britse kolonie was die nuwe Unie van Suid-Afrika se parlement op die Britse model van 2 kamers geskoei. Dit is wel die Volksraad en Senaat genoem. Die Volksraad en Senaat van 1910 het in die ou Kaapse parlement vergader. Die Volksraadsaal, daar het groen leerbanke en groen mat Die Volksraadsaal, daar het groen leerbanke en 'n groen mat, terwyl die Senaat rooi leersitplekke en 'n rooi mat gehad het. In die Britse geskiedenis het die koning nooit in die Laerhuis of House of Commons gekom nie, vanweë die spanning tussen die parlementslede en die koning. Tot vandag open die koning die parlement in die Hoërhuis of House of Lords. Die lede van die Laerhuis word ontbied en moet oorstap na die Hoërhuis, waar hulle agter mag staan en luister na die koning se opening. Vir baie jare het dieselfde tradisie in Suid-Afrika gegeld, waar die gouverneur-generaal en later 'n president die parlement geopen het met 'n toespraak in die Hoërhuis of Senaat. Is die groen en rooi kleure van die twee Suid-Afrikaanse parlementêre kamers toevallig? Die kleure is nie toevallig nie. Dit is dieselfde kleure as wat jy in die Britse parlement sal kry. Daar word verskillende verduidelikings vir die kleure gegee. Rooi is destyds gesien as 'n koningslike kleur. Waarskynlik is rooi so gesien omdat dit in die ou dae moeilik en baie duur was om rooi in die hande te kry. Die Britse House of Lords het rooi banke en versierings. Daarteenoor het die House of Commons groen banke en 'n groen mat. In die ou dae was groen 'n makliker en goedkoper kleur om in die hande te kry. Met die natuur se groen blare en plante kon jy op 'n goedkoop manier groen maak. Groen word dan in hierdie konteks met die gewone mense, die commons, geassosieer. Die meeste parlemente in die wêreld met 'n Britse verbintenis of koloniale geskiedenis het 'n groen en rooi kamer as die twee kamers van hul parlement. Die Kanadese en Australiese parlemente se twee kamers is groen vir die Laerhuis en rooi vir die Senaat. In Australië is dit wel 'n bleekgroen en 'n bleekrooi. Nieu-Seeland het al Tweede Kamer in 1951 afgeskaf as oorbodig. Hulle het nou net een kamer, maar dit is ook groen. Die meeste van die Britse kolonies in Afrika herhaal die Britse patroon. Nigerië se parlement het twee kamers, 'n rooi senaat en 'n groen huis van verteenwoordigers. Kenia het groen en rooi in die Laerhuis en rooi in hul senaat. Uganda en Ghana het al twee kamer afgeskaf. Die kleure in hul vergaderkamer is steeds groen en rooi. President Paul Kruger se Transvaalse Volksraad van die Suid-Afrikaanse Republiek het aanvanklik net een kamer gehad. As jy die ou Volksraadgebou in Pretoria besoek, sal jy sien dat die sitplekke ook groen is. Dit moet toevallig wees, want daar is nie 'n Britse parlementêre geskiedenis in Pretoria voor die twee vryheidsoorloë nie. Met die skuif van Suid-Afrika se 1996 grondwet is besluit om weer 'n parlement met twee kamers te hê. Dit word wel vandag nie meer die Volksraad en Senaat genoem nie. Die Hoërhuis staan nou bekend as die Nasionale Raad van Provinsies. Hulle vergader nog in die ou rooi senaatsaal. Die Raad van Provinsies het 90 lede, 10 lede van elke provinsie.
Hul hooftaak is om die belange van die 9 provinsies te hanteer. Hulle moet na wette en begrotings kyk uit hul provinsie se oogpunt. Die Larai staan bekend as die nasionale vergadering en bestaan uit 400 lede. Die ou groen volksraad het net sitplek vir 170 lede gehad. Die gevolg is dat die nasionale vergadering met sy 400 lede nou in die groter geel saal van die parlement vergader. Dit was die geval totdat 98% van daardie saal in Januarie 2022 in 'n brand vernietig is. Wat is die belangrikste werk van die parlement? Wat doen die parlementslede elke dag? 'n Mens kan die parlementslede se werk in die parlement vereenvoudig tot 2 take. Eerstens maak hulle wette en tweedens hou hulle toesig oor die uitvoerende gesag. Die uitvoerende gesag is die minister se staatsdiens en hoe hulle die belastingbetalers se geld spandeer. Die minister van Finansies se jaarlikse hoeveel miljard rand belasting Die minister van Finansies sê jaarliks hoeveel miljard rand belasting die regering ingevorder het. Dan word daar 'n debat gevoer in die parlement oor hoeveel geld elke departement moet kry. Moet onderwys byvoorbeeld meer as verdediging kry en wat van polisie? Daarna word elke minister se departement bespreek en sy begroting goedgekeur. Parlementslede kyk dan of die belastinggeld goed spandeer word en of dit misbruik en gemors word. Een verdere metode van toesig oor die ministers en die staatsdiens is mondelinge en skriftelike vrae van die parlementslede aan die betrokke ministers. Mondelinge en skriftelike vrae moet albei lank voor die tyd skriftelik ingehandig word. Met 'n skriftelike vraag kry jy net 'n skriftelike antwoord wat aan jou teruggestuur word. Die voordeel van 'n mondelingse vraag is dat as dit tydens 'n sitting in die parlement deur die betrokke minister beantwoord moet word. Die reëls maak dan voorsiening vir 5 opvolgvrae. Die opvolgvrae moet verband hou met die oorspronklike vraag. Met ervaring leer jy om 'n redelike onskuldige mondelinge vraag te vra. Maar dan in die opvolgvraag die angel te plaas en die werklike feite bekend te maak. Die minister moet dan sonder voorbereiding op sy voete dink om jou te antwoord. Hulle kan vra oor enige aspek van die staatsdiens vra. Byvoorbeeld, hoeveel het daardie projek gekos en wat het van daardie geld geword? Sommige ministers is laks met die antwoord van skriftelike vrae. Aan die einde van die sitting verval al die vrae wat nie beantwoord is nie. Die adjunkpresident is verantwoordelik daarvoor dat ministers alle vrae betyds antwoord. Hoekom is die parlement in Kaapstad en nie in Pretoria, wat die hoofstad is, nie? Hoewel Pretoria as 'n hoofstad gereken word, is Suid-Afrika die enigste land in die wêreld wat eintlik 3 hoofstede het. In die meeste moderne demokrasieë word die regering se funksies in 3 bene verdeel. Eerstens, die wetgewende been wat die parlement is wat wette maak. Tweedens, die uitvoerende been wat die kabinet en staatsdiens is wat die wette uitvoer. En derdens, die regsprekende been wat die howe, appelhof en grondwethof is, wat jou straf as jy nie wette daar kom nie. In die meeste lande is al 3 hierdie regeringsbene of funksies saamgestel in die hoofstad van 'n land, soos byvoorbeeld in Londen vir Brittanje. Die FSA is die wetgewende gesag, wat die parlement of kongres is. In Washington, die uitvoerende gesag wat die president, Withuis en staatsdiens is in Washington en die hoofreghof is ook in Washington. Al 3 regsbene is dus in Washington. Suid-Afrika, soos ons dit vandag ken, het tegnies eers in 1910 tot stand gekom. In 1910 is die 2 verowerde
boererepublieke, die Transvaal en die Vrystaat, en die twee Britse kolonies, Kaap en Natal, saam geforseer om die Unie van Suid-Afrika te vorm. By die samesprekings oor eenwording was van die belangrikste vrae waar moet die hoofstad wees. Pretoria is hoofstad van die ou Transvaalse Republiek, die Suid-Afrikaanse Republiek, die ZAR, Bloemfontein as die hoofstad van die ou Vrystaatse Republiek of Kaapstad as die hoofstad van die destydse Britse Kaapkolonie, het hieroor met mekaar gekompeteer. Die uiteindelike oplossing was 'n kompromie, naamlik om die 3 regsfunksies tussen hierdie 3 stede te verdeel. Die uitvoerende gesag vir die ou kabinet en staatsdiens sou in Pretoria wees by die Uniegebou. Die regsprekende gesag, bestaande uit die Howe Appelhof, is aan Bloemfontein toegeken. Die wetgewende gesag, die parlement wat wette maak, sou in Kaapstad in die ou Kaapkolonie se parlementsgebou geplaas word. Omdat hierdie verdeling van regsfunksies baie duur is, was daar sedert 1910 al talle pogings om alles na een stad toe te verskuif. Tot op datum het dit egter misluk. Die Grondwet van 1996 bepaal dat die setel van die parlement is Kaapstad. Die grondwet moet dus gewysig word as die setel van die parlement byvoorbeeld na Pretoria sou skuif. Daar is wel net 'n gewone meerderheid nodig om hierdie artikel